Goeiemôre, baie welkom op die pragtige woensdagoggend, klein saterdagoggend. Miskien gaan julle dit mis. Die feit dat ou elke oggend opstaan en sê, dis 'n pragtige dag. Al is daar net iemand om jou te herinner en vir my te herinner, dis 'n pragtige dag wat die Here geskep het, spesiaal vir my en vir jou. Nuwe kanse, nuwe geleenthede op hierdie woensdag, klein saterdagoggend. Ek het vir my vrou gesê, ek wil binnekort net een oggend, hierdie tyd van die oggend, draaitjie maak. En op die paviljoen gaan sit hier buite Saldanha met 'n kamera en as die son opkom daar oor die verlate Saldanha stal, net 'n paar pragtige foto's neem. Is regtig 'n pragtige, ons is so geseënd dat die Here vir ons hier na toe gebring het. Die view is something to dream from. 8 minute se stap van die see af. Jy kan net effens elevation kry of see toe stap en my vrou vra, hoekom neem jy soveel foto's? Dis elke keer van dieselfde ding. Ek sê, jy sal nie verstaan nie. Elke keer is dit vir my mooier en mooier. So miskien is vandag ook vir jou net mooier as ander dae. Dankie dat jy ingeskakel is. Dankie vir almal wat tot dusver saam geluister het en ons ondersteun het. Is miskien nie die einde van die wedren nie. As sekere goed wat gebeur, as sekere dinge wat gebeur het in my lewe, as sekere dinge wat gebeur elke dag in ons lewe, wat die Engelsman het 'n mooi woord wat hy sê, don't take it for granted. Moet dit nie net vir as allesdaags aanvaar nie. Ek het nou eendag op YouTube gekyk vir 'n ouetjie wat in 'n ongeluk was, en hy's in die helfte gesny, en of sal albei sy bene en self by sy bekken is hy afgesny, en hy's eintlik 'n stukkie mens wat lewe, met sakke wat aan hom hang, maar hy lewe. Hy lewe so die beste wat hy kan om 'n normale lewe te lei. Ons almal ken vir Nick Vujicic, wat geen arms en geen bene het nie, hy is so gebore, wat hy wou selfmoord pleeg. Hy sit vandag met 'n pragtige vrou en pragtige kinders, maar hy sê, julle sal nie weet hoe stikkend is my hart, as ek weet ek sal in my lewe nooit my kinders kan vashou en vasdruk nie. Die kleintjie het vir hom een oggend gevra om saam met hom 'n bal te speel, nooit om te dink sy pa sal in sy lewe nooit saam met hom kan bal speel. Dis dinge wat we take for granted, ons neem dit so as alledaags aan. En dit is ons baie om die liewe Vader voor dankie te sê. Ek weet nie hoe lank die boodskap vanoggend is, die boodskap gaan dalk net te lank wees om op WhatsApp te pas. Ek gaan my bes probeer, andersins gooi ek dit op YouTube en dan moet julle daar gaan kyk en dan vra ek voorlopig baie verskoning dat ek dit nie op WhatsApp kan sit nie as gevolg van die feit dat hy te groot is. Daar's baie dinge wat gesê moet word, as 'n dag wat ek eintlik dit moes gebeur, ek het daarna opgesien. Ek het baie dinge om vir julle te verduidelik. Miskien moet ek net in kort verduidelik voordat ek begin. Die Heilige Gees is iets in my en jou. Dis nie soos 'n ligskakelaar wat ons kan aan en afsit nie. Dis iets soos van, as die Heilige Gees praat, het hy gepraat, en as jy naby genoeg aan God probeer leef, dan praat hy deur my en jou. Hy praat in ons gedagtes sonder dat ons dit kan stop. Die Heilige Gees sê vir jou, sit neer daai ding, dis nie joune nie. Die Heilige Gees sê vir jou, hou jou mond, moenie verder praat nie, jy gaan dinge sê waar jy later gaan spyt wees. Die Heilige Gees gaan vir jou sê, dink aan iets anders, moenie daaraan dink nie, want die pad wat voor lê is nie 'n goeie pad as jy bly en dink daaraan nie. Die Heilige Gees is daai persoon wat jou vashou in die tye van nood en die tye van swaar kry. Een ding van die Heilige Gees wat ek vir jou kan sê, hy is nooit verkeerd nie. Hy kan nooit verkeerd wees nie. Want ons liewe Vader is 'n Vader van liefde en van lig en die waarheid. So dis hoekom dit vir my belangrik is om altyd vir julle te sê, fine-tune jouself, dat jy die Heilige Gees kan hoor, want baie keer is dit die enigste manier om God se woord te hoor, is deur die Heilige Gees. Baie dinge, deur mekaar, deur jou en my, wat boodskappe opdra teenoor mekaar.
wat vir jou 'n idee gee, wat vir jou 'n gedagte gee, wat vir jou 'n stukkie uit die Bybel uit lees, wat vir jou ondersteuning gee, wat met my hand op jou skouer sit, wat vir jou vra, kan ek vir jou bid? Toe ek klaarmaak met CompuWorld so bietjie meer as 'n jaar terug nou, en ek kom eendag by die tandarts, toe sê hy vir my, toe praat ons en toe wou jy hoor ek gaan klaarmaak, toe sê ek vir jou iets sê, maar dat ek eers klaarmaak met jou tand. Toe ek klaar is, toe gaan ek vir jou iets sê, toe sê, as jy nou seker daarvan, gaan jy nou aftree? Ek sê, ja, ek gaan nou klaarmaak, ek is klaar, die Here het, ek is bevoorreg om te kan, ja, die Here het my die krag en die genade gegee, en die Here het my gelei daartoe, so ja, ek gaan, toe sê hy vir my, daar's 'n paar dinge wat jy moet onthou as jy gaan aftree. Ek sê, ja, Gert, jy kan maar vertel, want ek luister. Hy sê, as jy afgetree is daar geen meer afdaal vir jou nie. Daar's geen vakansies vir jou meer nie. Daar's geen lang naweke vir jou nie. So dis dinge wat my nogal aangeraak het en diep in my gesit het, en ek sê, wat jy sê is baie, baie waar. Maandag was 'n afdag en 'n vakansiedag, en dit het so geword dat in my die afgelope jaar het ek agtergekom wat Gert gesê het is so waar. Nou maandag was 'n vakansiedag. My vrou is, soos julle almal weet, 'n bietjie ongesteld met die voet. Sy spring, sy ry op die trollietjie rond op die stadium. Ek kan nie sê sy spring rond nie, sy het nie krag om rond te spring op die stadium. Sê sy die ander kniegie vaar 'n klein bietjie probleem, want hy moet nou al die gewig dra die hele tyd. En ek hoop hom bid die laaste paar weke vinnig verby, dat sy ten minste op albei voete kan kom. Een ding wat ek fout is in my lewe, een groot ding wat fout is in my lewe is, ek het 'n redelike humeur. Ek probeer werk daaraan, ek hoop maar die Here en die Heilige Gees gaan my help. Op my ouderdom is dit moeilik, sê hulle, swak gewoontes gaan moeilik dood. Hoe sê hulle, bad habits die hard. So dis amper een van daai dinge. Maar ek sal dit nie goed praat nie, ek sal dit nie reg praat nie, dit is verkeerd, en ek hoor nou by die familie, maar hulle het kinders wat dieselfde tipe van probleem het as ek, so as dit my pa was, my pa het altyd gesê, as hy dit hoor, dis 'n swak bil daai. Met ander woorde, dis teelfoute. Dit kom van die bil af. So ek moet ook vir my pa sê, wat al 'n tydjie oorlede is, dit moes duidelik sigbaar, ons humere moes 'n teelfout gewees het. Die foon het gelei, ek was besig om wasgoed te was, en toe ek in die kamer kom, toe sê sy vir my, maar die persoon het gelei, is 'n oud, fantastiese kliënt van my, in CompuWorld gewees, al die jare nog, hy is nou nog 'n goeie kliënt van my. Ek sê, man, ek weet nie wat hom wil doen op 'n afdag, 'n vakansiedag nie, en ek is besig om wasgoed te was, en toe was ek aangegaan met wasgoed, en sy het besluit om die regte ding te doen in my, om te skakel en die foon vir my te bring, en ek was nogal redelik ongelukkig omdat sy dit gedoen het. Humeurig. Kom ons noem die woord humeurig. Ek het die foon opgetel en met hom gepraat, en toe ek klaar is, het ek net die rustigheid oor my hart gevoel, wat nogal lanklaas gebeur het, en ek stap na haar toe, ek sê vir haar, dankie dat jy die persoon teruggebel het. Dankie dat jy my oomblik van aggressie hanteer het, want jy het die regte ding gedoen. Dis nie, ek het die verkeerde ding gedoen, jy het die regte ding gedoen. Maar sy het toe iets gesê, en dis wat ek praat van die Heilige Gees, dis hier 'n skakel wat jy aansien, en toe sy dit sê, onmiddellik toe voel ek, as sy dit sê, voel ek nie opgewasse om elke oggend godsdiens aan te bied nie. Sy het agterna en gisteraand weer eens verskoning gevra en sê, dis nie wat sy wil doen nie, maar dis ongelukkig een van daai dinge, as die Heilige Gees gepraat het in jou, het hy gepraat met jou, hy vra nie vir praat terug nie, hy sê vir jou, ek voel dalk môre anders, dalk kom die Heilige Gees môreoggend of oormôreoggend, en hy sê, ek sê jou wat, ons gaan nou dit doen, jy gaan nou dit doen, dan is dit heel waarskynlik anderste, en dan gaan ons anderste optree, en dan sal ek anderste optree, en anderste voel. Maar ek het onmiddellik daai gevoel binne my gekry, ek het nog nie 'n gevoel gekry wat sê, moenie dit doen nie, gaan aan, ek het nog nie, as ek daai gevoel kry, die oomblik as ek daai gevoel kry, sal ek die mikrofoon weer optel, maar ek het wel gisterand gevoel, ek moet reg afsluit deur my getuienis te bied, wat ek nou al die tye kom, my vrou het nou eendag,
getuienisgebied vir iemand hier by my, en dit was vir my amazing hoeveel krag sy gehad het, en ek dink toe by myself, dit kan net die Here en die Heilige Gees wees, wat by haar is om haar soveel krag te gee, want ek het nie baie keer daai krag, om so te praat, oor die situasie, en soveel krag te hê nie. As jy my oomlikkie gun, ek het 'n koppie koffie hier by my, gaan ek net 'n sluk koffie vat voordat ek verder praat, want my koffie is al koud, en ek sien daar is 10 minute om, en ek het nog eens begin om my getuienis te bied nie, so ek vra groot om verskoning as dit 'n bietjie lank is, maar dis die enigste manier vir my om klaar te maak, en dit op die regte manier klaar te maak. Dis nou 'n lang terug, ek sê altyd vir 'n vrou met die afsterf van my dogter, het sy elke jaar, as dit kom, dat die tyd raak, dat sy gesterf het, daai maand, daai dag, is vir haar 'n hartseer dag, vir ons almal. Maar ek het vir haar een ding gesê, my vrou, doen jouself 'n gun, moenie sulke goed onthou nie, dis water onder deur die brug. Melissa sal altyd in ons harte wees, saam met ons wees, so, moenie sulke ding onthou nie. Ek dink hier is positief en is opbouend as 'n mens sulke dae onthou nie. In die begin is dit moeilik, want is die eerste week, is die eerste maand, is die eerste jaar, en dan is dit die tweede jaar, die derde jaar, die vierde jaar, so gaan dit aan. Ek dink hier is 'n goeie ding om datums te onthou nie, veral die datum in die tyd waar jou dogter gesterf het in 'n motorongeluk. Ek dink hier is 'n goeie ding, ek dink hier is die regte ding nie. Die Here wil ook miskien vir ons vra, hoe het hy op 'n stadium in die Bybel gesê, dat die dooies begrawe. Dis die presiese woorde, wat jy kan gaan opsoek in die Bybel. Ek is nie baie goed as dit kom by vir jou sê, daar in die Bybel nie, maar Google is fantasties as dit kom by, net vinnig gaan soek, en dan sê ek, daar is dit, pragtig, dis wat ek vir jou gesê het, kyk daar in die Bybel is dit. So met ander woorde, dis nie vir my belangrik nie, dat sy by ons in ons harte gaan wees, die res van, totdat ons koppe die dag neerlê, is verseker. Dit was omtrent die middag, so by 5 uur se kant, 5:30 se kant, dink ek, wat sy in die kar geklim het, op daai stadium het ons Hyundai Elantra 1.6 GLS gehad. Dis dinge wat hou nogal wat diep in jou hart vast sit, snapshots wat jy nooit sal vergeet nie. Dit was, soos ek sê, omtrent hier by 5 uur, 5:30 se kant, wat sy in die kar geklim het, gery, sy het baie gesê, en sy het by die venster uit haar hand gewaai, onthou jy van die baai, dis net tydelik, toe sê ek agterna, ek wonder, of is dit tydelik, het sy gewaai, en sy is weg, en so 'n tydjie nadat sy weg is, toe vra ek vir my vrou, maar as ek nou maar vra, hoekom het Melissa met die kar gery, want ek sou jou uitvat, wie eet vanaand, toe sê sy, nee, sy wou verskriklik graag 'n draai by Vanessa gemaak in Riebeek, en sy het gesê, sy kan met die kar vat, sy sal nie laat terug wees nie, en dan kan ons gaan uit eet. So het die aand aangegaan, ons het maar gedog, sy het vastgehaak by Vanessa, dit het donker geraak, ons het in die bed gaan klim op 'n stadium, gebad in die bed gaan klim, ons het nog Heidi, was mal oor om die Heidi reeks weer terug te kyk, was besig om my Heidi reeks te kyk, en toe ons in die helfte is, toe sê ek vir haar, jong, ek raak nou bekommerd, dis te laat, sy moes al lang al terug gewees het, ons bel vir Vanessa, Vanessa sê op daai stadium, maar Melissa is lankal weg by haar, en toe begin die koppe hardloop, ons vra vir Vanessa, ons het nie 'n voertuig nie, sy het 'n tas, kan hulle nie maar bel vriende of rondry in Riebeek of op pad Mamaspriet toe dan net ry en kyk of sy nie langs die pad afgebreek het of so, dalk nie 'n selfoon stikkend of iets. En natuurlik, dit is so omtrent so 11 uur, 11:30 die aand, so 'n bietjie later, dink amper net oor 12 mag dit wees. Ou kan nie meer lekker onthou nie, ek wil nie sulke goed onthou nie, want dit is nie lekker goed om te onthou nie, maar toe kry ons die oproep dat hulle is by die ongelukstoneel, Melissa is daar, sy lewe nog, hulle kom, Vanessa bly by Melissa, en dan ry Mac met die karrie, met die tas deur en kom haal ons. Op pad terug het hy so gejaag, toe sê ek vir hom, Mac, kan ek gou vir jou een ding vra, maar nie jaag nie, het help nie,
Daar's 1 in die hospitaal, later is daar 3 of 4 in die hospitaal. So dit sal nie help, hy ry net rustig en ry net, want hy is maar 'n spoedgat, hy ry baie vinnig. En as het gery daar, en dit sal ek seker nooit vergeet nie, toe ons by die ongelukstoneel kom en ons stop en ons klim uit, en toe ons nader stop, toe stop 'n polisieman on, en hy sê vir ons kan nie na die toneel toe gaan nie. Ek sê nou, wat is die fout nou? En toe sê hy, Melissa het afgesterf, dit was sy woorde, Melissa het afgesterf. Ek sal nooit vergeet my vrou se gil nie daar op die toneel, Melissa nie. Het geklink of het echo. Ons was er 'n tyd lang daar, ons het in die kar weer geklim, en ek het ons teruggevat huis toe, en dit was 'n lang nag. Daai nag was 'n baie lang nag. Volgende oggend was die hele, almal wat ons ken was daar, die dominee, die ouderling, vriende, familie. Omdat jy nie in die nag geslaap het, was dit 'n lang nag om alles te verwerk, wat daai vorige nag gebeur het. En toe moet jy nog, toe die son opkom die volgende dag, net na 8:00, moes ons deurgaan, agter die hospitaal is die lijkshuis, moes ons deurgaan na die lijkshuis toe, om die lijkskouing te gaan doen, wat ook nie 'n mooi foto was nie. Baie dinge het gebeur, in tussentyd het baie dinge gebeur in jou kop, dinge wat ek vergeet het om te sê, toe ons terugkom van die ongelukstoneel, ons sit die aand daar, toe vra ek vir my vrou, kan ek asseblief vir ons 2 bid? En ek het gebid, ek het seker 'n 2 minute bidsessie het ek gemaak, 10-15 minute, want ek het meer gehuil as wat ons gebid het. Maar ek is bly ek het dit gedoen vir ons 2, ons het dit regtig nodig gehad. Nou as jy hierdie hele situasie in jou kop neem, en dit verwerk en jouself miskien in die senterpunt sit, miskien in my vrou het haar eie getuienis, ek wens sy wil dit eendag kom deel, sy het nou weer 'n getuienis uit haar oogpunt uit. En die dag verby gegaan, was die tweede dag, baie harde dag. Ons het die aand in die bed kom klim, dit was laat hier, by 11:00 se kant. Ons het 'n dagstukkie boekie wat ons lees, ons het die dagstukkie boek oopgemaak, en dit was vir my nogal 2 dinge. Nommer 1, 'n swaar appel om te sluk, en nommer 2, was dit vir my een van die wow momente van hierdie hele bad ordeal. Soos ek my vrou gebid het, die eerste paar woorde wat ek gebid het, was gewees, Here, vanaand is dit, vannacht het my en my vrou se donkerste nag aangebreek in ons lewens, en Melissa se wonderlikste nag het aangebreek in haar lewe. Ek sal nooit daai gebed vergeet, daai eerste paar woorde nie. Maar toe vat ek die dagstukkie boek soos gewoonlik die aand laat, na die 2 dae wat nou eintlik verby gegaan het, en dit amper 2 dae wat verby gegaan het, vat ons die dagstukkie boek en ek maak oop, en die hoofopskrif van die stukkie is as volg: sterf in vrede. Sterf in vrede. Daai opskrif sal ek in my lewe nooit vergeet, en dit het 'n verskil gemaak in hoe ek die dood sien en hoe ek die dood verwerk. Dit het vir my gesê hoe my dogter dood is, nommer 1, en nommer 2 is die Here wil vir my en my vrou kom rustig maak en sê, jou dogter is in vrede het sy gesterf. God gee en God neem, op daai stadium het God haar kom haal. En ons het daar af, en glo nou vir my, dis nou een ding wat jy kan glo, ons het baie gepraat en baie geluister oor die dood en hoe mense dood verwerk, en ek het 'n vriend wat nou Desember maand 'n vrou aan die dood afgestaan het. Mense is baie lief daarvoor, ek sê nie dis verkeerd nie, om vir die Here kwaad te wees en die Here te blameer. Ons was nie vir 'n dag lang kwaad vir die Here nie, nie vir 'n sekond lang kwaad vir die Here nie. Ons het gesê, dankie vir die tyd wat die Here vir ons vir Melissa geleen het. Dis was vir ons die belangrikste, dankie. En as haar kom haal, het haar kom haal, as niks wat ons daarin kan doen nie, ons is fine daarmee. Dis miskien die regte tyd, die Here weet die regte tyd, ek en jy weet nooit die regte tyd nie. Sterf in vrede. En toe die stukkie gegaan oor
As jy wil weet waaroor die stukkie gegaan het, het dit gegaan oor in die Tweede Wêreldoorlog, in die Duitsland, net voor die tyd, in die Duitser wat so baie Jode doodgemaak het, en die ou was hierdie ou was betrokke by baie van die mense wat dood is, en hy het gesê, hy kon as iemand klaar dood is, of tydens die doodproses na die tyd, kon hy sê, wie is Christen en wie nie. Hy sê, want die Christene het gesterf met 'n glimlag op hulle gesig. Die rede daarvoor is, hulle weet waarna toe hulle gaan, waar die ander met vrees gesterf het. So miskien daar die woorde, sterf in vrede, wat vir ons definitief, vir my definitief, 'n baie groot rustigheid gegee het. Die stukkie wat ek uit die Bybel uit lees vanoggend, waarmee om af te sluit vanmôre, is 'n stukkie uit Hebreërs 13 vers 5 tot 8. So as jy jou Bybel oopmaak, Hebreërs 13 vers 5 tot 8, dan lees ons daai stukkie. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, en wees tevrede wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voortgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel, tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof, wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Voordat ek klaarmaak met gebed, ek het begin deur vir julle 'n bietjie te vertel van die Heilige Gees en optrede in my lewe en hoe die Heilige Gees werk en wat die Heilige Gees doen. So eintlik wou ek vir jou ook 'n boodskap gee vanoggend wat om te sê, die Heilige Gees is by jou en met jou. Ons hoef nooit weer, soos die Here aan die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Hoef ons nooit weer so te voel nie. Selfs op die doodbed is die Heilige Gees met jou en my en jou. Hy hou ons hand vas, hy stap uit hierdie lewe uit, saam met ons na die nuwe lewe toe. En onthou net, die einde van hierdie lewe is nie die einde nie. Dis eintlik die begin van 'n nuwe hoofstuk. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend in die voete kan kom, by U voete kan kom sit. Dankie Here dat U my die krag en die sterkte gegee het om hierdie moeilike belydenis af te lê. Dankie Here dat U altyd daar is. Dankie Here dat U op hierdie wonderlike manier met my praat en met ons almal praat, en ons kan maar net kyk en ons oë oopmaak en ons hart oopmaak, en as ons selfs met die dood van iemand wat afsterf, die Bybel oopmaak of die dagstuk boekie oopmaak en 'n boodskap kry van U wat sê sterf in vrede. Dit spreek boekdele van U teenwoordigheid. Dankie dat U daar is. Dankie dat U lief is vir my. Amen.